Korintiërs 5 vers 7 lees, een versie. Met die bereiking tot die dinge waarvoor julle aan my geskryf het, dit is goed om 'n man, om 'n vrou nie aan te raak nie, maar vanweë die boerdery moet elke man sy eie vrou hê en elke vrou moet haar eie man hê. Tot sover. Because he lives, ja. Beautiful. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds the future. And life is worth the living just because he lives. Omdat hy leef, sien ek kans vir môre. Omdat hy leef, verdwyn my vrees. Omdat ek weet, ja ek weet, hy hou die toekoms. Die lewe is die moeite werd, omdat hy leef. Amen. Amen. Nou gaan ons eers bid. En wie gaan nou bid? Wie wil vir ons hier so 'n gebed doen? Ek sal Liewe Here, dit is 'n voorreg om in hierdie aand Ja, dankie Here. vir die moeders van die plek te bid, Here. Hulle is die moeders vir die pasiënte, Here. Wat ook al die pasiënte nodig het, is hulle daar en hulle help en hulle gee medisyne en hulle kyk na hulle. Here, wil ons vanaand bid dat U hulle sal seën, Here, dat U seën en die salwing swaar op hulle sal rus, dat elke keer wanneer hulle 'n pasiënt sal aanraak, maak nie saak wat dit is, of dit medisyne gee of net help regop sit, Here, dat hulle seën sal wees vir daardie pasiënte en dat daardie pasiënte deur hulle sal voel dat U daar is. Amen. Here, dat U hulle sal gebruik net soos wat U wil. Ja, dankie, Here, dat U hulle sal seën wanneer hulle moeg raak en hulle voel hulle kan nie meer nie, dat U vir hulle daardie tweede asem sal gee. Here, dat net op daardie oomblik wanneer hulle voel hulle is alleen en hulle is moeg en hulle kan nie aangaan nie, dat U vir hulle sal sê, maar ek is hier, ek is Ja, met jou. dankie, Here. En Here, ons weet, as U met ons is, wie kan teen ons wees? Amen. Here, seën hulle dan nou verder in dit wat hulle doen, Here. Dit is alles tot eer en verheerliking van U naam. Ek dank U daarvoor. Dankie, Here. Amen en amen. Amen. Amen.